Goeienaand en baie welkom. Dit is die 10de Junie en ons is besig met 'n reeks uit Rigters uit. En vanaand is ons by Samgar, ons het so enkele sin oor hom, en dan Debora waaroor daar baie meer geskryf is. Maar kom ons bid net vir die Here se leiding. Vader, hoe lekker is dit om in u woord te delf en te kan lees van eeue terug en dat dieselfde dinge, dat u ons daardeur leer ook vandag wie u is en die wonder van die verlossing wat ons in Jesus Christus het. En daarom, o Here, wil U op 'n besondere manier ook, en dat U Gees in ons werk, en dat U Gees vir onsself die woord mag oopbreek. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou goed, dit is Rigters 3 hier in die einde van vers 31 tot hoofstuk 5, vers 31, gaan oor Debora. En nou die aard van die saak kan ons nou nie dit alles lees nie, so ek gaan so 'n bietjie vertel wat daar gebeur. Nou na die dramatiese verhaal van Ehud, kom daar amper skielik 'n baie kort vers oor die volgende rigters, Rigters 3 vers 31 sê, en na hom, dis aan Ehud, was Samgar, die seun van Anat. Hy het 600 Filistyne met 'n osdrywerstok verslaan, ook hy het Israel verlos. En dis al wat ons van Samgar lees. Ons weet nie veel van hom nie, ons weet nie watter stam was hy nie, ons weet nie hoe lank het hy gerig nie, ons kry nie 'n roepingsverhaal nie. Net hierdie een vers, een man, eenvoudige verklaring, 'n eenvoudige werktuig, 'n osdrywerstok, en tog sê die teks, ook hy het Israel verlos. So het ons eintlik al reeds iets, voordat ons by Debora kom, dat God het nie altyd baie inligting nodig om groot dinge te doen nie. Hy het nie indrukwekkende wapens nodig nie. Soms gebruik hy sommer net 'n man met 'n stok in sy hand, sonder dat daar veel daarvan gesê of gemaak word. Soms gebruik hy iemand van wie ons nie eintlik weet nie. Maar die Here werk deur hom en dit is genoeg. So Samgar se verhaal is kort, maar sy naam staan in die verhaal van die Here se redding. En dit herinner ons nie dat die belangrike vraag is nie altyd hoe bekend ons is nie, maar hoe beskikbaar is ons in die hand van die Here. Nou goed, en dan daarvandaan skuif die verhaal aan na Rigters 4 toe. En dan hoor ons weer die hartseer refrein dat die volk het verkeerd gedoen, verkeerd gedoen in die oë van die Here. Rigters 4 vers 1. En hierdie keer gebeur dit na Ehud se dood. En dit lyk vir ons dat solank as wat 'n rigter geleef het, dan as dit asof die volk dan bietjie beter doen. Maar wanneer die rigter weg is, dan kom hierdie ou patroon maar net weer terug. Want hoekom? Want hulle hart is nie werklik verander nie. Hulle het 'n diepe redding nodig, meer as net 'n tydelike redding. Ons het 'n diep verlossing nodig. Hierdie keer gee die Here hulle oor in die hand van Jabin, die koning van Kanaan, wat in Hasor regeer. Nou sy generaal of sy leerowerste was Sisera, en Sisera het 900 strydwaans gehad, sê die Bybel vir ons. Nou dis nogals 'n belangrike detail, want in daardie tyd was strydwaans soos die tanks van die antieke wêreld. Militêre mag, intimiderend, was tegnologie wat vrees ingeboesem het. Israel was glad nie in daai posisie nie. Hulle was onderdruk, en Rigters 4 vers 3 sê dat Sisera hulle vir 20 jaar lank onderdruk het. 20 jaar, dis nog langer as in die tyd van Eglon. Weer word eintlik 'n nageslag of 'n hele generasie groot onder die skaduwee van verdrukking. Weer leef die volk onder vrees, weer is die vyand sterk, en weer roep Israel dan na die Here. En dis een van die groot genade boodskappe van die boek Rigters, en dit is dat God hoor weer. Nie omdat Israel so ontrou was nie, nie omdat hulle verdien het om gered te word nie, maar omdat die Here 'n God van genade is. Hy bly naby genoeg om die roep van sy volk te hoor, selfs wanneer hulle ver van hom af weg beweeg het. En dan ontmoet ons vir Debora, Rigters 4 vers 4, en Debora, 'n profetes, die vrou van Lapidot, het in die tyd Israel gerig. Debora is uniek. Sy is 'n profetes, maar ook 'n rigter. Sy sit onder 'n palmboom tussen Rama en Bethel, en Israel kom dan na haar toe vir regspraak. In die tyd van chaos en onderdrukking is Debora 'n stem van die Here se wysheid. In 'n tyd waar mense doen wat reg is in hulle eie oë, is sy iemand wat luister na die Here se woord en dan dit bring. Sy is nie net 'n sterk vrou nie, dit gaan oor sy is 'n vrou onder God se gesag, 'n vrou deur wie God praat. En dan stuur sy
en sy laat vir Barak roep, en sy sê vir hom, nee, het die Here, die God van Israel, die bevel gegee nie, gaan trek na die berg Tabor, ek sal vir Sisera na jou toe stuur, of na jou toe laat trek, en ek sal hom in jou hand gee. Dit is Rigters 4, vers 6 tot 7. En as ons net luister na die manier hoe Deborah praat, sy sê nie, luister Barak, ek het 'n pragtige plan nie. Sy sê, het die Here nie bevel gegee nie? So die verhaal van Deborah is weer eens hierdie verhaal van nie menslike strategie wat op die voorgrond staan nie. Het gaan oor die woord van die Here. God het gepraat. God het gesê, ek gaan hom in jou hand gee. Maar Barak, hy huiwer. Nee, hy sê vir Deborah, as jy nie met my saam gaan nie, dan moet u nie saam met my, as u nie met my saam gaan nie, dan gaan ek nêrens heen nie. Rigters 4 vers 8. En ons kan Barak eintlik op twee maniere hoor. Aan die een kant wys dit dalk dat hy die teenwoordigheid van God se profetes waardeer. Hy wil nie sonder haar optrek nie. Maar aan die ander kant ook hierdie huiwering, nee, dat die Here het gesê, gaan, die Here het gesê, ek gee jou vyand in jou hande. En tog sê Barak, ek sal net gaan as jy met my saam gaan. En Deborah sê dan is reg, sy sal saam gaan, maar dan sê sy, die eer gaan nie joune wees nie, die Here gaan vir Sisera in die hand van 'n vrou oorgee. En hier kom eintlik 'n verrassende draai in die verhaal, want Barak sal wel deel wees van die oorwinning, maar die finale eer van Sisera se val gaan nie aan hom behoort nie. God gaan hierdie magtige Sisera met sy enorme militêre mag oorgee in die hand van 'n vrou. En so trek Barak op na die berg Tabor met 10.000 man. Sisera hoor daarvan en hy versamel sy leermag en vanuit 'n menslike oogpunt heeltemal ongelyk. Sisera het hierdie waans, Sisera het die mag, Sisera het die reputasie daarteenoor Israel wat eintlik maar swak is. En dan kom Deborah se woord op 'n beslissende oomblik. Nee, maak jou klaar, want dit is die dag waarop die Here Sisera in jou hand gegee het. Trek die Here nie voor jou uit nie. Nou daar's iets moois daarin. Deborah sê nie net van wees dapper nie, sy sê die Here trek vir jou uit, en dan gebruik sy verlede tyd. Nee, die Here het klaar Sisera in jou hand oorgegee. Die geveg het nog nie begin nie, maar die Here het klaar die einde daarvan bepaal. So die basis van hierdie verhaal is nie die moed of Barak se persoonlikheid nie, is nie Israel se militêre vermoë nie, is die Here se besluit. Want wanneer die Here vooruittrek, dan het mens niks om te vrees nie. Nou ja, Barak storm dan van die berg af, en die Here bring verwarring oor Sisera en al sy waans en sy leer, en die teks maak dit baie duidelik, is die Here wat vir Sisera verslaan, Barak veg maar God gee die oorwinning. En is 'n belangrike waarheid vir ons, dat gehoorsaamheid beteken nie, ons doen niks nie. Barak moes optrek, Israel moes volg, hulle moes die berg afgaan, maar die oorwinning het nie uit hulle eie krag gekom nie, die Here het voor hulle uitgegaan. En in ons eie geloofslewe werk dit dikwels so. Die Here roep ons op tot gehoorsaamheid. Hy roep ons om te stap, om te praat, om te dien, om te vertrou, om te vergewe, om te volhard. Maar die krag om dit alles te doen, die vermoë kom nie uit onsself nie. Ons is nie passiewe toeskouers nie. Ons is nie die verlossers nie. Die Here bly die een wat red, maar ons verantwoordelikheid om hom daarin te volg. Sisera klim dan van sy wa af, en hy vlug te voet, en is amper so 'n bietjie ironies. Net die man met hierdie klomp ysterstrydwaans, hy vlug dan op die einde sonder 'n wa. Die man wat Israel 20 jaar lank met mag onderdruk het, hardloop weg soos 'n verslaane mens. En dan vlug hy en hy kom by 'n tent van 'n vrou met die naam van Jael. Nee, haar man was Heber en hulle was Keniete. En dan sê die Bybel, daar was vrede tussen Jabin en die huis van Heber. So Sisera het gedink dis 'n veilige plek. Jael kom hom tegemoet, hierdie vrou, sy nooi hom in, sy gee vir hom melk, gee vir hom 'n plekkie om 'n rukkie bietjie te slaap. En dan vat sy 'n tentpen en 'n hamer en sy maak 'n einde aan Sisera se lewe. En dis 'n harde, vreemde, ongemaklike deel van die verhaal vir ons moderne ore, maar in die konteks van Rigters is dit die vervulling van Deborah se woord. Nee, die Here gee Sisera oor in die hand van 'n vrou, soos die Here gesê het. So hierdie magtige leerowerste val nie op die slagveld deur 'n groot held nie, maar aan die tent deur Jael. Nou weer eens sien ons hoe die Here net deur die onverwagse werk. In Eet se verhaal is dit hierdie linkshandige man uit die stam Benjamin. By Samgar was die osdrywerstok. Hier is 'n Deborah, 'n profetes, en Jael, 'n vrou in 'n tent. Dat God menslike trots vernietig deur, noem dit maar, onwaarskynlike instrumente. Dis nie toevallig nie.
Die Here wys vir ons keer op keer in sy woord dat redding kom nie vanuit menslike krag nie. Hy gebruik swakheid om juis hoogmoed tot 'n val te bring. Hy gebruik die onwaarskynlike om te wys na die eer aan hom behoort. Goed, en dan Rigters 4, vers 23 tot 24 som die uitkoms op. So het God dan op die dag Jabin, die koning van Kanaan, vir die kinders van Israel onderwerp. En die hand van die kinders van Israel het al swaarder gedruk op Jabin, totdat hulle Jabin oorwin het. Let op, hoe sê die teks, so het God. Hy is die ware redder in die verhaal. Maar die verhaal eindig nie met Rigters 4 nie. Rigters 5 gee vir ons Debora en Barak se lied. En dit is 'n absolute oorwinningslied, nie 'n aanbiddingslied. En die verhaal wat in hoofstuk 4 vertel word dan in hoofstuk 5 besing. En die lied begin met, omdat die leiers gelei het in Israel, omdat die volk hulle gewillig aangebied het, loof die Here. Dit is 'n pragtige beeld, nie? Want wanneer God sy volk red, dan roep dit op tot aanbidding. Die regte reaksie op verlossing is lofprysing. Debora en Barak vat nie die eer vir hulle self nie, hulle sing tot eer van die Here. En in hierdie lied word sommige stamme geprys omdat hulle gekom het, en ander word aangespreek want hulle het weggebly. En dit wys na die oproep van die Here tot gehoorsaam eintlik 'n ernstige saak is. So, want wanneer die Here besig is dit nie die tyd om gemaklik eenkant te bly sit nie. Die vraag is ons beskikbaar nie? Kom ons as die Here roep. En dan kom die lied by die groot waarheid van die verhaal, die Here het geveg. Selfs die natuur word beskryf asof dit aan God se kant veg. Die sterre veg in die hemel en die spruitkies ontspoel die mense weg, en dit lyk asof God die slagveld self teen Sisera laat draai. Hierdie eysterwaans wat so groot was, is niks teenoor die Here nie. Wat is 900 strydwaans teen die God wat hemel en aarde regeer? En dit bring ons nou by die praktiese betekenis vir my en vir jou. Ja, ons leef nie onder 'n Jabin of 'n Sisera nie. Ons het nie strydwaans wat ons sien op die horison nie. Maar ons ken vrees, nie waar nie? Ons ken onderdrukking en ons ken die gevoel van dinge wat sterker is ons, van magteloosheid teen stelsels of goeders wat verkeerd is en wat ons nie kan verander nie. Baie keer kan ook dit iets in ons persoonlike lewe wees, nie net iets daar buite nie. Nee, want ons kan ook voel, ek het hierdie verslawing, ek het hierdie bitterheid, ek het hierdie angs, hierdie geestelike moegheid, hierdie ongeloof, en dit voel vir my, dis magte wat ek nie kan oorwin nie. Maar die verhaal sê die Here neem oor. Die Here praat, die Here trek vir sy volk uit, die Here red. En tog wys Rigters ons ook die beperking van die redders. Samgar red, maar ons weet amper niks van hom nie. Debora rig in Israel, maar die patroon van sonde gaan homself weer herhaal. Barak veg, maar hy's huiwerig. Jaal verslaan Sisera, maar dit bring net tydelike rus. En dan eindig Rigters 5 met hierdie woorde, en die land het 40 jaar lang gerus. 40 jaar is lang, is 'n groot genade, maar weer eens nie ewig nie. Israel gaan weer afdwaal, hulle gaan weer roep, daar gaan nog rigters kom. So en daarom altyd hierdie verlange na 'n beter verlosser. Iemand wat nie net die vyand daar buite verslaan nie, maar ook die sonde hier binne ons. Iemand wat nie tydelike rus gee nie, maar ewige rus. Iemand wat nie net vir 40 jaar vrede bring nie, maar vir ewig vrede met God. En dis Jesus Christus, die een na wie al die rigters vooruitwys. Hy hoor nie net die roepstem van Israel onder verdrukking nie, hy hoor die roepstem van sondaars onder die juk van sonde. Hy kom nie met ysterstrydwaans nie, hy kom nie met aardse mag nie, hy kom in nederigheid, hy kom in swakheid, hy kom deur die kruis. En daar sien ons die grootste verrassing van God se redding. Nie heeltemal op 'n ander manier nie, dwaasheid vir die wêreld is die krag van God. Die mees onverwagste, 'n gekruisigde Messias, en wat lyk soos 'n nederlaag, word die grootste oorwinning van die Here. Swakheid, krag. Wat soos die einde lyk, is die begin van lewe. En by die kruis word ons grootste vyand oorwin. Nie Sisera nie Jabin nie, maar sonde, dood en oordeel. En daarom kan ons die verhaal van Debora lees met hoop. Die Here hoor, die Here roep mense op, die Here gebruik gewone mense soos ek en jy. Die Here gee moed, die Here trek vir ons uit. En uiteindelik wys hy dat Christus, God self, kom red ons tot 'n ewige rus. So die vraag waarmee die verhaal ons los is eintlik maar,
As ons die Here se woord hoor, wat maak ons daarmee? Sal ons opstaan as hy roep? Sal ons vertrou as hy voor ons uittrek? En sal ons, wanneer hy red, dan ook sy verlossing beantwoord met lofprysing? Want dis die lied van Deborah, is eintlik die lied van elke verloste mens. Loof die Here, hy het gehoor, hy het geveg, hy het gered. En daarom kan ek nou in Christus lewe tot sy eer. Amen. Ons hemelse Vader, hierdie verlossing wat ons in U seun het, mag dit ons ook oproep tot 'n daaglikse lofprysing, dat ons hele lewe een groot loflied voor U mag wees. Amen. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het en saam gedink het oor Deborah. En volgende week gaan ons verder en maak ons weer so. Groetnis.